Verskoon nou ons groot tafel vanmôre, maar dit staan ons reg gedaan. Ons is maar improvise vanmôre. Nou ek moet sê ek wil gou iets met julle deel vanmôre wat ek in die week wat ek gehoor het, wat vir my baie interessant was. En ek wil vanmôre met julle deel. As ons kyk na 6, wat beteken die letter 6 vir jou? Dit is 'n gelyke getal. Nee? En geometrie. So, ek weet nie hoe veel nie. Maar as ons gaan kyk in die woord van God, dan spreek die letter 6 boekdele. Maar die woord sê vir ons in Genesis, hy sê in 6 dae het God die hemel en die aarde geskape en alles wat daarin is, en die 7de dag het hy gerus. Die tweede sê die letter 6 is die nommer van die mens. Die mens is op die 6de dag gemaak. Dat is so net. Toe Jesus aan die kruis gehang het hy 6 wonde aan hom gehad. Kyk wat gaan is. Nee, hy het 6 wonde aan hom gehad. 2 deur sy voete, sy hande 2 en sy hoof. Waar dan is nou? 2, 4, 5, 6. Nee? Waar hy sy gesteek is. Hoekom is hy voete deurboor? Sodat hy nie kan loop in die evangelie van God verkondig nie. Hoekom is hy in sy hande gesteek? Spykers in sy hande, sodat hy nie vir die siekes kan hande opneem nie. Sodat hy nie kan gee nie. Want met 2 hande kan jy nie gee nie. Met 2 hande kan jy nie mense genees nie. Sy hoof is toegemaak met doringkrone. So ons gaan terug na die wapenrusting. Sit die helm van verlossing op die kop. Sodat daar nie ander goede in jou gedagtes kan inkom nie. Amen. En hy is gesteek in sy sy. Die is waarvan die mens gemaak is. Wow. Wow. Jy weet ek sê, hierdie week, ek sit en luister aan jy, en soos vir my, wow. Jy weet, jy lees al hierdie dinge, nee, maar dit vat nie kos nie. Dan eerst kom iemand en ek kom op 'n waarde vir jou, en sê so, wow, die moet ek deel. Die moet ek regtig deel met die volk. Die mense het nie gedoen omdat dit gedoen het nie. Daar is 'n doel agter dit. Hoekom hy dit gedoen het? Daar is 'n doel, sodat ons kan vry wees. Sodat ons nie hoef te sukkel met alledaagse dinge nie. Sodat ons nie doodloop soos 'n klomp brombeer met seer pote nie. Of seer knieë nie. En maar God wil hê ons moet vry wees. Hy wil ons moet vry wees van al ons omstandighede. Vry wees in jou lewe, vry wees in jou huwelik, vry wees in jou finansies, vry wees in jou werk. Dis wat hy wil hê ons moet wees. Maar die mens besef dit nie aldag nie. Ek weet nie net die dat sy so uit alles aan nie wil. Dink ek. Die mens besef elke dag wat het Jesus reg vir ons aan daai kruis gedoen. Nou kan die mense rondom die Amerikies met kruise op en. Hallo, hy lewe opgestaan, hy is in die hemel. Hy is raak nie aan die kruis nie, maar baie mense wil nog aan die kruis doen. Baie mense wil nog hier daar wees.
Maar ons weet waarheid. Ons weet dit wat hy gedoen het. Dit het vir ons gedoen. Sodat ons kan vry wees. Amen. Ek gaan nie vanmôre kom bedien. Julle gaan vanmôre julleself kom help. Amen. Kom haal vir jou broodjie, kom haal vir jou 'n glasie, en dan hou ons almal en ons doen dit almal saam. Amen. Kom. Ek het my geleentheid gesê of gevra, wat is die mens dat God aan hom dink? Nou kom Dawid in die Psalms en ons lees, ons is weinig minder as die engele. So met ander woorde, ons is niks. Nee, wat is die mens? Daar is 'n mens. Mens is niks. Maar tog gaan Dawid verder en hy sê, God dink aan die mens. Lekker man. God dink aan die mens. En weet jy wat? Ja, ek kan sê. God het ons so lief, dat hy ons erfgename en mede erfgename gemaak het. Nou wat beteken die woord testament? Ek kan sê, wat beteken die woord testament? Wat is 'n testament? Kopseer. Dit is 'n kopseer van 'n agterbly. Ja, dus dan ben ik kopseer vir jou, maar dit is 'n kopseer van 'n agterbly. Toen ander 'n testament, toen skien jy op reg gesê, is 'n hoofpyn. Nee, want dan sit jy met 300 kinders, en dit wat jy het, moet jy verdien tussen 300 kinders. Nee? Oh my goodness. Gelukkig het jy nie twee. So. Gelukkig jy ook, jy net twee, so dit jy het goeie kopseer, so nie waar nie. Maar wat meer is, jy gaan van waar die waar is. So 'n testament is waar jy in skrywe, as jy nog lewe. En alles wat jy daarin skryf, los jy vir die mens wat agterbly. En weet jy wat, dan nog steeds kom die mense wat agterbly, en hulle is tevrede met dit wat hulle kry nie. Maar jy kry dit so nie. Hy het gewerk al voor die man is, maar nog steeds is hy ontevrede. Ja, ek het my baas krap gehad het. Nee, ek het my baas sy bed gehad het. Wat het ek eens vir my? Ja, was het vir die saak asseblief. Die mens sal nooit tevrede wees met niks. Al kry jy dit verniet, jy gaan nog steeds kerm en klaar. Nog steeds. En ja, en ek gaan dit sê, en ek gaan vir my vrou betaal. Ek kan dit skrikkelik maak vir haar. Sê ek vir my liefie, kom ons gaan eet vanavond. Hoe het ons geld moet gaan uiteet? Ek sou jy nie gevra het, as al nie was nie. Hallo. Hoe nee. Serieus? Ek sê, dit het nie kos te maak, jy moet nie maak my kos. Want dat is dat beter. Dan sê ek myself, dit het nie kos te maak nie. Het ons geld om te gaan uiteet. Weet jy, dan sak my moed so met skoene en alles sak afkomen toe ek begin werk. Dus ek spek trek en skryf. Ek weet nie wat om te doen. Rarig. Monique, as Jacob vir jou sal uit, is jy te bly nie? Nee. Is jy bly nie? Laat jy uit nie? Nee, ek is nie. Jacob, hou maar vast. Hou maar Jacob. Enige vrou is veronderstel om bly te wees as 'n man wat sê, ja, kom ons gaan eet. Nee, jy moet bly wees. Raas, nee. Okay, ek gaan net plek om te werk, so wil jy dit nie met al vir my. Wil ja, ek gaan maar net so werk om my die best. Ek dink jy vra die verkeerde vrouens. Ek ben ook so. Ek dink jy is nie kerk. Ek ben nie na die kerk toe gaan die land sal. So, my broers is 'n testament is waar jy al jou goede neerskryf wat jy besit. En op 'n einde van die dag, jy nie daar is nie, dan is ander mense se kop seer. So
soos dat Gideon sê. Maar weet jy wat, nee? God het vir ons ook 2 testamente geskryf. 'n Ou ene en 'n nuwe ene. En weet jy wat so lekker van hierdie 2 testamente is? Jy hoef nie te worry wat het lees kry nie. Jy hoef nie te worry of waar jy meer as jy kan kry nie. Ek hoef nie te worry of wat ek meer as ek kan kry nie. Almal is in God se testament ingeskryf. En almal gaan presies dieselfde kry. Dit is nie hier op aarde wat jy is 'n supervisor, dan kry jy meer geld as ek nie. Jy is 'n manager, dan kry jy meer geld as 'n supervisor. Nee, in God se oë is almal gelyk. Die woord sê die son skyn op die regverdige en die onregverdige. So ons, as kinders van God, moenie dink dat ons beter is as ander mense nie, want ons is nie. Ons is presies dieselfde. Nou God het die testament vir ons geskryf. En soos ek sê, wat lekker is van die hele storie is, hy gaan nie sê, okay, Piet, jy kry soveel. Koos, omdat jy bietjie meer vir ander mense gegee, gaan ek jou hierdie deel gee nie. En dan vir my gaan hy sê, omdat jy mooi groen oë het, gaan ek jou bietjie meer gee as die ander. Daar's nie manier nie. Almal gaan presies dieselfde kry. Almal gaan presies dieselfde hemel kom. Maak nie saak of jy nou 20 mense tot bekering gebring het nie, en of jy 10.000 mense tot bekering, almal gaan na dieselfde hemel toe. Nou my broer en suster, ek het 'n vraag vanmôre. Wie dink u is God? Wie dink u is God? Eksodus 3 vers 14. Eksodus 3 vers 14. Soos daar. Kyk wat sê. En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy met 'n hoofletter God, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. Ek is, het my na julle gestuur. Vers 15. Toe sê God verder, wat hy gesê. Wie praat hy? Met Moses. Die kinders van Israel meedeel. Hy praat met Moses. Moses moet 'n boodskap van aflewer. Okay, in ander woorde, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig. En dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. So wat is sy naam? Sy naam is ek is. Sy naam is ek is. Die mens het gekom en begin 'n naam gee. Hallo? Wat is God? Wat beteken die woordjie God? Anyone? God, nee? Soos hulle sê, is iets om te aanbid. Hy is 'n God, hy is. Wow. En hoeveel verskillende gode en wat ook al kry 'n mens op aarde. Ek dink in Indië is daar so iets soos 300, meer as 300, as nie meer is nie, wat die mense aanbid, net in Indië. En dis slange en skerpies en dis ape en you name it. That's stupid get. Wat het gebeur met daai profete van Baal? 300 van hulle
staan en bid van, vergeet, dit is gebeur. Toe kom daai een groot profeet. Hy slaat so op na die Here en sê, kom ons wys hierdie perde wie die is. En God het hulle gewys, ek is die God van Isak, ek is die God van Jakob en Abraham. Amen. Wat is sy naam? Hy het geen naam nie. Sy naam moet hy nog kry. Okay. Hy het geen naam nie. Wat ek gesê, ek is. As God 'n naam vir homself wil gegee het, sou hy gesê het, Moses, gaan sê vir my volk, dit is my naam. Hy het nie gedoen nie. Hoekom nie? Want God het 'n rede, hoekom hy nie sy naam gegee het nie. God het 'n rede, want hy is almagtig. Kyk, die vyand is magtig, maar God is almagtig. En omdat hy almagtig is, het die mense kom en vir hom verskillende name gegee. Ons as mens kan God enige naam gee wat ons wil. Weet jy dit? Jy kan enige naam gee. In die Bybel word God nie die een naam geken nie. Sy name is beskrywend en openbaar verskillende fasette van sy karakter en sy verhouding met die mens. Nou ek staan vanmôre hier voor julle as 'n mens. Ek is nie 'n God nie, maar I'm a small G. I'm small G, I'm not a big G, I'm small G. Nou ek staan vanmôre voor julle. Nou, jy het gehoor van my. Jy ken my nie reg, jy het net ek gehoor van ons moeilik. Wat jy gehoor van hom? Nog baie jongens, hy is baie liefdevol, hy is baie vriendelik, hy is lankmoedig, hy is sagmoedig, hy hou die hele vrug van die Gees by hom. Nou jy kom staan hier voor my. Wat gaan jy mee doen? Jy het 'n behoefte. Jy het 'n behoefte op daai oomblik. Wat se naam gaan jy vir my gee? Wat se naam gaan jy vir my gee? Want ek is al hierdie vrugte van die Gees, het ek by my en ek is in my. En halleluja, het straal soms uit. Jy is een wat 'n behoefte het. Jy kom staan voor my. Wat gaan jy my doen? Eerste, wat is jou behoefte? Wat is jou behoefte? Het jy 'n bietjie vriendelikheid nodig? Ons stierkrol? Wat gaan jy my doen? Wow, vriendelikheid. Dis my naam. My naam is vriendelikheid. Wie kom gee? Oh, lankmoedig. Lankmoedig. Okay, lankmoedig is my naam. My karakter spreek van dit wat ek binne my het. My karakter spreek van wat God in my gedeponeer het. Daarom is God groot en almagtig. Daarom het God verskillende name. En ons sal nou by sy naam kom. So ek het 9 aspekte van my lewe. En weet jy wat? Die mens is veronderstel om na ons wat vanmôre hier te sit, te kyk met ander oë. Amen. Omdat ons daai 9 fasette in ons lewens het, die vrug van die Heilige Gees. Hulle is veronderstel om na ons te kyk met ander oë. Hulle is veronderstel om te kyk en te sê maar, hoorie, dit wat gee jou net wat ek moet hê. Dit wat jy lees wat ek moet hê. Dit was die 8 baanies hier binne het wat ek moet hê. Ek wil hê, hoekom?
Want daarom is altyd so opgewonde. Hy smaak altyd, daar's niks wat hom oor kry nie. Nie as hy 5 vrouens in sy lewe nie. Sorry, 4. Wel, as hy 4 kom, as hy nog 'n bietjie klein. Sorry, Marius. Ons lewenswandel met moed en missie moet spreek van boekdele. Nou begin jy met leer ken. Jy begin met leer ken. Môre kom jy weer terug. Ja, prima storie, ek is 'n bietjie liefde nodig. Jou naam is ons liefde, nee. Pastoor, ek het 'n bietjie vrede in my lewe nodig. Die naam is ons Shalom. God se naam is geskryf vir die eerste keer in Genesis. Genesis 10 vers 10. En hy gebruik die woord Elohim. Hy gebruik die woord Elohim. Die meervoudsvorm van God wat sy krag, sy grootheid en sy soewereiniteit as skepper begin. Elohim. Ek het hierdie aarde gemaak, wat se naam gaan jy vir my gee? Elohim. Ek het my kragte tentoongestel, wat gaan jy doen? Elohim. Want ek is dit op daai oomblik. Wat het hy gesê? Ek is. Nee, ek is. Dan kyk ons na El Shaddai. Die almagtige God. Hy is nie magtig nie. Hy is almagtig. Kyk na my. Dink jy, my het 'n ou bolpelle. Wat sê jy vir my? El Shaddai. Nee. Ek roep God op die naam op daai oomblik wat my behoefte is. Verstaan jy? So jy kan hom net wat jy wil. Jy kan hom net wat jy wil. Dan kyk ons na Yahweh. Nee? Yahweh. Hy word geskryf J-H-W-H. J-H-W-H. Yahweh. En daai naam, is van God gegee. Deur die volk. Dit is God se verbondsnaam. Yahweh. Yahweh. Jehovah. Ja, wat doen? Dit raak 'n bietjie tyd nie so nie. Dit raak 'n bietjie slim nie so. Yahweh Jehovah. Want God het ook 'n naam bo alle name. God het vir Jesus ook 'n naam gegee bo alle name. Ons kom nou uit. So ons het nou Elohim. Ons het El Shaddai. En ons het, Yahweh. 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 Wat beteken dit, pastoor? Dit beteken ek het 'n behoefte en die Here het voorsien. Jehovah Yahweh. Dis en dan, ek het hom nodig op hierdie oomblik. So ek noem hom Jehovah Yahweh. Die God wat voorsien of die God wat gaan voorsien. Yahweh Rafa. Wie dan elke dag nodig? Dan gaan jy nou sê wat is Yahweh Rafa? Die God wat gesond maak. Elke oggend staan jy op en jy skiet teen pynne en dit is hier te kort en daar te lank en jy roep hom aan. Wow, Abba. Yahweh Rafa. Here, die woord sê, het hom vooruit gestuur die
ons te genees. Here, dankie vir die genesing vanmôre. Jahweh Rafa, ek roep U uit, want U is die God wat genees. Amen. Die Here wat gesond maak. Dan het ons Jahweh Shalom. Nou as ons kyk na die Jode, hulle groet mekaar Shalom, Shalom Aleikum. Aleikum Shalom. Laat dit met jou goed gaan. My broeder en sussie, daai woord beteken net laat jy vrede hê in jou lewe nie. Of laat jy vrede hê nie. Dit beteken soveel meer. Dit beteken ek stap met jou uit en jy groet my Shalom. En ek sê vir jou Shalom terug. Dit beteken waar ek my voete vandag gaan sit, gaan ek vrede hê. Waar ek ook al mag gaan werk, gaan ek vrede hê. As ek my beursie oopmaak, gaan ek vrede hê, al is al niks nie. Ek gaan vrede hê in my huwelik. Ek het vrede met my kinders. Alles wat ek doen, gaan ek vrede hê. Hoekom dink julle is die Jode so voorspoedig? Weet jy nie, ek gaan sê, maar jy word gegroet in die Shalom. Ek sê nie in die Jode word nie, nee? Wie kom vrede in hulle lewens? Ons almal, nee? Ons almal. Want hierdie wêreld is so mekaar, jy het vrede nodig. Vandag. Ja, die woord sê, God gaan jy vrede gee wat jy verstand te boven gaan. So jy gaan soos in, weet jy wat, ek gaan nie meer my nek breek nie. Ek gaan nie meer kop sien en kry in die Testament nie. I don't care. Ek het vrede. Ek het vrede oor my kinders wat weggaan. Ek het vrede omdat ek elke dag moet gaan werk. Wie kan dit sê? Jahweh Shalom. Die Here is ons vrede. Dan kyk ons na Jahweh Rohi. Al gaan ek ook deur daardie boodskap weer, ek sal geen onvrees hê, want U is met my. U stok en U staf, U vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, U maak my hoof vet met olie, my beker oor. Met goede dinge sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot ek dink vandag. So in ander woorde, die Here is my herder. Ek wil nie. Maak nie saak waartoe ek gaan nie, die Here is my herder, want Psalm 91:11 sê, bid, vra, ek sal my hele opdrag gee en gaan met jou, om jou te beskerm, en jou op die hande te dra, tot jy voet ek die verstand neem. 'n belofte van God. 'n belofte. Wie dink jy is God? Ek sien jy is dan nou maar net geskryf. Dit is goed. Maar weet jy wat? Waar is hy vir ons? Julle bid. Julle ontvang nie. En julle bid vir dit. Kom aan. Al die jare met broer en my sussie is ons geleer, dit is hoe jy moet bid. Ja, die woord sê ons Vader. In die Nuwe Testament kom Jesus en hy gee vir God 'n ander naam. Abba. Nie Eva nie, Abba. Wat beteken Vader. Daarom sê die woord, as ons bid, onse Vader, onse Abba, wat in die hemel is, laat U, Abba, naam geheilig word. Laat U, Abba, koninkryk kom. Laat U, Abba, se wil geskied. Die woord sê niemand gaan na die Vader, behalwe deur die Seun, Jesus Christus nie. Wat ook 'n naam gekry het bo alle name. En wie kan sê dat sy naam? Yeshua. Yeshua HaMashiach, wat beteken the anointed one.
in die naam van Yeshua HaMashiach, halleluja. Hoe dit ek het genoeg. Hoe? Hè? Mense kry dit. Julle bid, maar julle bid verkeerd, want julle kry nie, want julle bid verkeerd. Dit is nodig om dit te weet. Dit is nodig om te weet wat is God se name. Dit is nodig om te weet wat is Jesus se name. Die Nuwe Testament en die Ou Testament is geskryf. Mense het geskryf, ja, maar dit is geesvervulde mense wat hom geskryf het. Hoor kyk dat van 1600 jaar, né? Nuwe Testament en die Ou Testament. Maar die Bybel is verander. Daar's 'n klomp goed in die Ou Testament, in die ou verdeling of ou vertaling sal ek sê, wat verander is. Soos name. Daarom sê die woord vir ons uitdruklik, hy sê ek het vir hulle 'n naam gegee bo alle name. En gaan kyk maar, reg oor die wêreld. Haai, môre Jesus, begin dit. Sê eens. Mense se name, Jesus. Wat is dit? Wat is dit? Het hy nie 'n naam bo almal se name nie? Yeshua. Yeshua HaMashiach. The anointed one. So wat ek sê is, Abba, ek kom vanmôre na U toe, in die naam van Yeshua HaMashiach, the anointed one, nee, die een wat genees, die een wat jou vrede gee, die een wat jou herder is. Ek kom na U toe vanmôre in sy naam, want ek het hom nodig op daai oomblik. So jy kan vir God 'n naam gee, net wat jy wil met die mense sê, op die oomblik wat jy dit nodig het. Daarom sê God in Eksodus, ek is wie ek is. Gaan sê vir hulle, ek is. As God 'n naam gekoppel het aan dit, kon ons gesê het, ja, dit is God se naam daai. God is 'n God. Dit beteken iets wat jy aanbid. Dis dit. So ons gaan bid vir wie? Ek is. Daarom baie mense, hulle is so lief om die naam van God eintlik te gebruik. Oh my. Nee. Lyk nou mense praat. Jy weet sit dink ek en ek sit eendag en dit kom my op. Die mense so lief om God se naam te gebruik, of die Here se naam te gebruik. Maar die woord sê Eksodus, die wat my naam eintlik gebruik, sal nie ongestraf bly nie. Nou my vraag is, ken jy persoon regtig vir God? Dat hy hom so aanroep? Onnodig? Oh my Jesus, dit gaan luister. Okay, hallo, praat verder, ek luister. Wat wil jy sê? Daar's 'n gesprek verby. Dit maak seer. Maar wat se God aanbid hy op hy oomblik? Definitief die God wat ek ken nie. Definitief nie die God ek is nie, want anders sou hy dit gesê het nie. Amen. Hy sou nie naam eintlik gebruik het nie. So wie aanbid hy? Ek ken hom nie. Alhoewel, want die woord sê hy sal nie ongestraf bly nie. Maar die God wat ek ken, sy naam is, ek is. En jy kan daai name wat in die Bybel gesit het, El Shaddai, Elohim, Yahweh Yireh, Yahweh Rohi, Yahweh Shalom, Yahweh Rafa, en dat op baie meer van hulle. Jy kan dit bysit. Yahweh Nissim, the Lord is my banner. Jy kan bysit. Maar ons moet begin om te weet wie is God. Daarom ek vir julle vra vanmôre, wie dink u is God? Maar net nog 'n bietjie daar hoor sit en moeilik. Hoeveel mense is op die aarde?
sit nie aan op. Hoe weet jy nie? Ek weet ook nie. Rommel gedaan. Lekker. Laaste wat ek kan is 4.6 biljoen. 4.6 biljoen. Ja. So daar's 4.6 biljoen mense op hierdie aarde. Nou dink vir jouself. Ek kom staan nou hier voor, né? En 4.6 biljoen mense staan hier voor jou en elkeen van jou vraag tegelyk. Jullie, jy kan nou een persoon luister op 'n slag. Nie 2 nie, nie 3 nie, wat dan van 4.6 biljoen? Nou dink nou vir jouself, hoe almagtig is God? Om na 4.6 biljoen mense se gebede te luister elke oomblik van die dag. Elke sekonde van die dag. Is hy nie almagtig nie? Is hy nie die ek is nie? Ons brein is te klein om dit te kan hanteer. Daarom het God vir Moses gesê, ek is. Ek is. En as ek in die nood is, wat moet ek hier uit? Wat 'n naam wat ek hom gee? Yahweh Elohim. Die Here is my herder. Here, ek het nou nodig, ek het so 'n bietjie in die moeilikheid. Dan kyk 'n bietjie. Vra wat ons doen maar net. Dit al die name. Dit al die name van God. En as jy belangstel, sê dit vir jou gee. As jy weet, as jy in nood is, roep my aan in die tyd van benoudheid. En ek sal. Nie miskien nie, ek sal. Maar ek moet weet na wie ek roep. Jakob staan in die kombuis. Hy roep vir Monique. Sy hoor hom nie. Want hy praat nie. Hy roep klip aan, raai hy rooi sy gesig. En hy vlieg daai, het jy nie so baie ek roep jou nie. Nee, ek het nie gehoor nie. Ek het my naam gehoor nie. Dit is presies met ons met die mense sê, ons roep God aan. Wow, ek is net so besig om na die ander 4.6 miljoen mense te luister, wag jy so 'n bietjie. Maar as jy iemand roep by sy naam, dan reageer hy op daardie naam. Amen? Nou, jy reageer op die naam wat mense jou noem. Nou ons moet God begin aanroep op die naam wat ons geken het. Hy is wie? Hy is ek is. Hy is ek is. Jesus. Ek het hier in die week, ek was Woensdag gewees, en die Here vir my hierin gegee het. En ek was soos in, wow. Dus stuk voorheen gesê, jy lees goed, maar dit drink nie in. Dit vat nie pos nie. Dan eers skielik lees jy en soos, okay. Wow. Dit maak sin. Want ek het 'n naam vir alle name. En hy is die God ek is. Met geen naam. Maar, jy kan hom 'n naam gee vir dit wat jy in nood is. Of vir dit wat jy hom aanroep. Op daai oomblik is ek in die nood. Op daai oomblik, Here, het ek dit nodig. Ek roep hom aan op daai naam, want hy is daar. Want die woord sê, hy is daar vir ons. Al gemaak jy ook net in die hel, hy is daar vir ons. Amen.
wil hê ek moet wees vir God. Ek is wat u wil hê ek moet wees. Daarom het ek jou gevra, ek staan hier voor jou, ek is vol liefde, wat wil jy moet ek wees, wat gaan my naam wees? Die God van liefde. Nie ek nie, bedoel ek. So, wat kan my vraag? Wie dink u na dit is God? Amen? Kom my grote. Ja, maar Vader, ons dankie vir die woord vanmôre, Here. Vader, dankie vir die woord wat jy daar geleer het. Vader, ons gee U vanmôre al die lof en al die eer en al die aanbidding. Want Here, U is Elohim. U is El Shaddai. U is Yahweh Yahweh. U is Yahweh Rapha. U is Yahweh Shalom. U is Yahweh Rohi. En Jesus, U is Yeshua HaMashiach, the Anointed One. Vader, waar ons vanmôre uit mekaar uitgaan, vra ek U, Here, dat U ons sal beskerm, U hand van beskerm oor ons sal hou, maak ons dat wat ons aan die maak, wat ons doen in die dag, Here. Maar Vader, my gebed is, dat ons U altyd voor oë sal hou. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wanneer dit gebeur nie. Maak nie saak hoe dit gebeur nie. Dat ons sal weet, U is daar vir ons. Vader, en ek dank U hiervoor, in die naam van Yeshua HaMashiach. Die naam van alle name, Yeshua HaMashiach. En die volk sê,